en 38. Die sondares wat die voete van Jesus gesalf het, en een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat in die fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf geneem, en agter by sy voete gaan staan en geween, en sy voete begin nat maak met haar trane, en hulle afgedroog met die hare van haar hoof, en het sy voete gesoen en met salf gesalf. Here sien die lesing van sy woord om sy naam se wil. Gaan we Ashley vra om vir ons die woord te kom seën. Come, let's close our eyes. Father God, I come to you in the name of Jesus. Father God, I ask that you be with everyone as we receive the word from Pastor Ben. I ask that you will be with Pastor Ben and cover him in the blood of Jesus so that he can bring forth your word accordingly. In Jesus' name, amen. Amen. Dus ons gaan later vir jou bid, né? En ook vir Pastor Benita hulle wat in King Williamstown is. Nou, wanneer ons na die gedeelte kyk, dan sien ons daar's twee gedeeltes in die Bybel waar 'n vrou kosbare salf geneem het en op die Here se hoof gegooi het, sy voete gesoen het en met haar trane en dan met haar hare die Here se voete afgedroog het. Twee geleenthede. In Johannes lees ons hoe Maria dit doen, en dan vir ons skrifgedeelte vanoggend sien ons dat dit die tweede keer hier is wat iemand dit aan die Here doen. So in Johannes sien ons Maria dit gedoen, maar hier in Lukas sien ons vir die tweede keer dat iemand Christus se hoof salf met kosbare olie, met haar trane sy voete was en met haar hare natuurlik sy voete afvee. Nou die gedeelte wat ek gelees het van Lukas, kan 'n mens net verstaan as jy na Markus en Matteus kyk, wat ook oor die gebeurtenis praat. Met ander woorde, Lukas, Matteus en Markus praat oor dieselfde gebeurtenis. En dis wanneer 'n mens deur al drie hierdie hoofstukke gaan, dat jy werklik kan verstaan wat die betekenis is van hierdie gedeelte. Want elkeen van hierdie evangelies gee vir ons 'n ander dimensie op hierdie gebeurtenis. Elkeen van hulle is daar 'n bietjie ander inligting wat 'n mens dan kan gebruik om 'n geheelbeeld te kry van wat daai dag gebeur het in Simon die Melaatse se huis. Hierdie gedeelte speel hom af in Betanië, en Betanië is so 2 myl van Jerusalem af, en Christus sit hier met van sy intieme vriende, sit hy en gesels. Hy's in die huis van Simon die Melaatse, en hulle is besig om so 'n bietjie sosiaal te verkeer. Jesus sit met sy vriende hier en gesels, en hy is besig om hom voor te berei vir dit wat op hom wag. Net 'n paar dae later sou hy gekruisig word en sou hy opstaan. Soos hier voor die kruisiging, wat hy 'n bietjie rustig sit en saam met sy intieme vriende verkeer. Matteus en Markus sê vir ons dat hulle by die huis van Simon die Melaatse was. Lukas is nie duidelik nie. Lukas sê net vir ons dat Christus was by 'n fariseër se huis. Maar die ander twee sê vir ons spesifiek dat hy by die huis was van Simon die Melaatse. En ek het gewonder, Pieter, waarom sê die skrif dan vir ons so duidelik waar Christus
was. Hoekom sê hulle Simon die melaatse? Sê die skrif vir ons net bloot dit, net om in die verbygaan? Het dit vir ons betekenis, die feit dat dit in die melaatse se huis was? En toe ek so 'n bietjie navorsing doen, toe ontdek ek dat nee, die woord sê nie net in die verbygaan dat dit Simon die melaatse is nie, maar dat die huis van Simon en dat Simon self vir ons in die gedeelte betekenisvol is. Wat gaan met die vyand aan? Jy sien, Simon was melaats. Hy was vol siekte. En as gevolg van die feit dat hy melaats was, moes hy na die priester toe gaan. En die priester het gewoonlik die melaatses uitgestuur uit die stad uit, want hulle kon nie met die mense meng in die stad self nie. Hulle was weggestuur en daar was hy geïsoleerd, weg van die mense van die stad af, en hy moes maar daar ergens in die bos of ergens, moes hy vir hom 'n bestaan maak. Het was nie 'n baie lekker ding om te doen nie. Jy is siek en nou is jy nog weg van die gemeenskap. Jy kan nie eers meng met hulle nie. Wanneer 'n melaatse nader gekom het na die gemeenskap toe, dan was daar gewoonlik geskree, melaats, melaats, en dan moes hy persoon maar weer verdwyn, want hy kon nie saam met die gemeenskap wees nie. So Simon het deur 'n baie moeilike tydperk gegaan gedurende daai tyd van sy lewe, en Christus kom en Christus genees hom van hierdie melaatsheid. En hy is nou nie meer siek nie, hy is nou gesond en hy vind hom weer in die gemeenskap. En as gevolg daarvan het Simon sy dankbaarheid teenoor die Here betoon. As gevolg daarvan het Simon die liefde van Christus ervaar. En dit is dus nie vreemd dat Simon die Here genooi het om in sy huis te kom, sodat hy vir hom iets kan voorsit nie. Want Simon het besef wat die Here vir hom gedoen het. So hy doen dit uit dankbaarheid, nooi hy die Here om te kom, want die Here het 'n verandering in sy lewe gemaak. Nie net is hy gesond nie, maar hy is herstel in sy posisie. Hy is in die gemeenskap weer en hy kan met almal omgaan. En daarom nooi hy die Here om hier in sy huis te kom en saam met hom aan tafel te sit. Met ander woorde, om saam met hom iets te eet. Ek sit hier en ek dink daaraan dat hoe dankbaar behoort ek en jy te wees vir dit wat die Here vir ons doen en beteken. Simon moes seker dankbaar, want om van melaatsheid genees te word was 'n groot ding gewees, en hy moes seker uit daai dankbaarheid die Here deel gemaak het van sy huishouding en deel gemaak het van sy lewe. Net so moet ek en jy ook dankbaar wees teenoor die Here vir dit wat hy vir ons doen. En Simon se voorbeeld volg deur hom te nooi om deel van ons huis te wees, om deel van ons lewe te wees, om saam met Christus gemeenskap te hê vir al die goeie dinge wat die Here vir ons gedoen het. Dawid sê, hoe kan ek die Here vergelde vir al sy weldade? Dawid besef dat ons nooit die Here sal kan vergoed nie, maar dat ons uit dankbaarheid vir die Here iets kan doen en iets beteken, soos hierdie Simon die melaatse dit natuurlik gedoen het. Hy nooi hom in sy lewe. Christus word deel van sy vriendekring. Christus word deel van hom, juis omdat Christus vir hom so 'n groot ding gedoen het. En uit dankbaarheid nooi hy hom om saam met hom te kom eet. So Simon die melaatse madol word nie net soms so genoem nie. Daar was 'n rede waarom sy naam juis in daai gedeelte moet wees. Maar die persoon wat vir my werklik waar betekenisvol is, en die een waar ek so vir 'n rukkie wil stil staan, is die een
wat in die huis van Simon ingekom het. Matteus en Markus meld dat dit net 'n vrou was. Hulle sê dit was 'n vrou wat in Simon se huis ingegaan het, waar Christus was, wat Simon genooi het. Maar Lukas kom en Lukas sê vir ons, dit was nie net 'n vrou nie, dit was 'n sondares gewees. So Lukas kom en hy sê vir ons, met wie het ons te make hier in die huis van Simon die Melaatse? Dit was 'n sondares, sê Lukas. Dit was sy wat hier in die huis van Simon die Melaatse gekom het. En nou kom ek en ek wonder, wat sê hulle? Watter sonde was dit dan waarna hulle verwys? En weet jy, hulle sê dat dit was 'n sedelose vrou gewees, iemand wat nie morele waardes gehad het nie. Sommige gaan so ver en sê dat dit 'n prostituut was wat in die huis van Simon gegaan het na Christus toe. Ek dink verder in Lukas sien ons hoe dat die Fariseer kapsie neem dat die vrou Jesus aanraak omdat sy gesien was as 'n sondares. En die Fariseer wil eintlik weet, hoe kan hy toelaat dat 'n sondige mens hom aanraak? Hy is mos nou nie 'n profeet as hy dit toelaat nie. Maar wat duidelik was dat hierdie sondige vrou kom in die huis van hierdie man. Sy kom in die huis van Simon die Melaatse. Sy kom met 'n doel. Sy het 'n missie wat sy kom om te voltooi in hierdie huis. Jy sien maar, Doris, soms gebeur het dat 'n mens iets in die verlede gedoen het. En dan hou mense dit altyd teen jou. En wanneer mense na jou kyk, alhoewel jou lewe verander het, sien hulle jou nog steeds asof jy in die verlede was. Maar die Here kom man en vat daai verlede van jou af weg man en hy maak jou skoon. En wat vir my so treffend hier is, dat hulle sê, Tandi, dat sy was 'n sondares. Sy was 'n sondares gewees. Aan die woorde, dit is in die verlede tyd, sy is nie meer 'n sondares nie. Sy het seker 'n ontmoeting met die Here gehad. Sy moes seker na die Here geluister het. Sy moes vertroue in hom gehad het. En alhoewel hulle na haar kyk, nog in die toestand wat sy was, voor sy die Here ontmoet het, is sy nie meer dieselfde persoon nie, Roekus, want die Here het haar verander. Laat ons nooit toelaat dat mense ons verlede teen ons hou nie, man. Laat ons nooit toelaat dat mense na ons kyk soos wat ons in die verlede was, want ons is nie meer dieselfde nie. Sy was 'n sondares en net so het die Here in ons lewe gekom en hy het ons lewe verander. En sy kom in die huis en ek weet nie hoe het sy gemaak nie, maar sy beweeg, stadig beweeg sy in, tot sy haar bevind agter die Here, tot sy haar daar bevind, en sy het hierdie salf, ek dink Lukas praat van nardesalf, is 'n besondere kosbare salf, dit is 'n diersalf wat sy het, en sy gooi hierdie salf op die hoof van die meester, sy gooi die salf op sy hoof, sy salf hom eintlik, met die kosbare salf wat sy gehad het. Sy wou vir die Here iets doen. Sy wou vir die Here iets beteken. En weet jy wat vir my treffend is? Sy kom en sy gee die beste vir die Here. Daar word vir my gesê in die Bybel, of sy oud, of sy ryk was, coach, en of sy arm was nie. Al wat ons weet, dat sy hierdie salf wat so waardevol is, dat sy dit neem en op die Here se hoof gooi, want sy wou vir hom iets doen. Kosbare salf. Disippels is verontwaardig. Hoe kan sy die goed mors? Hoe kan sy die kosbare salf mors? Want weet jy wat die waarde van hy salf was? Dit was gelyk aan 'n jaar se salaris van 'n persoon.
Wie kan nie indink, my jaarlikse salaris vat sy en sy koop hierdie salf en sy gooi dit op die hoof van Christus, want sy wil vir hom iets doen en sy kom en sy gee haar beste gee sy vir die Here. Die waarde was 300 pennings en in New International Version said it could have been sold for more than a year's wages. Hulle is veronwaardig, maar hulle weet nie wat daai vrou wat sy gedoen het, het sy gedoen uit liefde uit vir die Here uit dankbaarheid het sy vir die Here dit gedoen. En net so kom die Here vanoggend na jou en na my toe en hy vra dat ons uit dankbaarheid hom moet dien en vir hom iets beteken. Ons beste vir die Here gee vir die mooi werk wat hy in ons lewe gedoen het. Sy kom aan en sy gooi hierdie salf op die meester en meer nog, sy is so hartseer, sê die Bybel, dat sy letterlik die meester se voete met haar trane gewas het. Wat beteken sy moes verskriklik gehuil het om die Here se voete te kan was met haar trane. En meer nog, sy neem haar hare wat sy eers gebruik het om snaakse dinge mee te doen. Sy neem dit en sy vee die Here se voete af met hierdie hare van haar. Hy sien wanneer die Here ons diep uitgehaal het, wanneer hy ons diep uitgehaal het, maar Joyce, dan kan ons nie anders nie as om soos daai vrou voor die Here te kan wees nie. Uit dankbaarheid dat hy ons so diep uit die moeras van sondes uitgehaal het, kom ons en ons is dankbaar vir hom dat hy ons kan neem en dat ons kan verander en dat ons sy kind kan wees. Sy kom aan, sy gee haar beste, haar trane loop van dankbaarheid, sy ween bitterlik en die hare wat sy gebruik het om hierdie mans te lok, gebruik sy nou om die Here se voete af te droog. Want jy sien wanneer 'n mens diep in die sonde was, wanneer jy diep in die sonde was, is jou berou soveel groter, is jou dankbaarheid soveel groter. Sy kom en betoon haar liefde aan Christus, sy is nederig teenoor hom wanneer sy kniel en sy voete afdroog. Sy gee waardering vir dit wat die Here vir haar beteken het. Gesê, hoe groter die sonde, hoe groter die liefde wat 'n mens vir die Here toon. Soms sal jy sien dat mense wat die Here regtig diep uitgehaal het, hulle is ernstig oor die Here, want hulle weet waar kom hulle vanaand af. Hulle weet waar die Here hulle kom optel het en hulle is dankbaar vir dit wat die Here gedoen het. En hulle is bereid om te offer vir dit wat hy gedoen het. Luister, jy word nie gered deur dinge wat jy doen nie. Jy word nie gered deur wat jy gee nie. Die saligheid is vry. Ons is uit genade gered, nie uit ons goeie werke uit nie. Maar jy weet, dit maak nie soms sin dat 'n mens wanneer hy by die Here kom, so dankbaar is vir dit wat hy vir jou beteken het nie, en so baie vir die Here wil doen nie. Wanneer ons oor 2 weke die kruisiging van die Here herdenk, dink ek dat ons ook gaan besef watter dierprys hy vir jou en vir my betaal het. Hy het daai vrou verlos, sy was 'n sondares, maar nou kom Christus in ons tyd, man. En die Bybel sê vir my, voor hy na Getsemane toe gaan, voor hy gaan, het hy daar in die tuin gaan sit,
En die Bybel sê sy sweetdruppels het in bloed verander. So onderdruk was hy, want hy het geweet watter wrede dood hy sou sterwe. Hy staan op, hulle neem hom gevange, en dan begin die hele proses. En jy weet, vir my was dit die kruis wat hy gedraai het. Vir my was dit die lyding wat hy moes meemaak, hoe hulle hom geslaan het, hoe hy die kruis moes gesleep het na Golgotha toe, hoe hulle hom vasgespijker het, hoe hulle seker gemaak het dat hy dood was. En weet jy, hy het geen sonde gehad nie. Christus het nie sonde gehad nie, maar hy het ek en jy se sonde op hom geneem. En daarom kan ek en jy vandag vry wees, losgekoop van ons sonde. Het is geen wonder dat die Bybel sê, dat ons is duur gekoop nie. Sy bloed het vir ons gevloei. Hy was die lam wat vir ons geoffer was op die kruishout van Golgotha. Hy het in ons plek het hy gesterf. Ek en jy moes gesterf het vir ons sondes en ons oortredinge. Maar hy kom en hy neem ons sondes. Hy neem dit wat ons moes meemaak op hom, sodat ek en jy vry van sonde kan wees. Wat ons bloed gewas is, vrygekoop is deur die bloed van die lam. En wanneer ons dink aan Golgotha, dan dink ons aan die dierprys wat hy vir ons betaal het. En ons kan uit dankbaarheid vir die Here sê, Here, dankie vir dit wat jy gedoen het. Here, omdat jy dit vir my gedoen het, Here, wil ek soos daai sondares wees, en ek wil my beste, wil ek vir jou gee, my God. My beste, nie net my geld nie, my beste van my tyd, Here. My beste wil ek vir jou gee, omdat jy die prys vir my betaal het. Mag God ons help vanoggend, mag God ons genade gee, dat ons nooit ons saligheid ligtelik sal opneem nie, maar dat ons sal weet, dat ons duur gekoop is, deur die bloed van Christus, dat hy die lam was, wat vir ons gesterf het. My vraag vanoggend, en dis my laaste, wat is ons bereid om op te offer vir hom? Wat is ons bereid om vir hom te gee of te beteken vir dit wat hy vir ons gedoen het? Die sondares man, sy het geweet wat hy vir hom gedoen het. Daarom kom sy in nederigheid, in humility kom sy, en sy vat haar kosbare salf, en sy salf hom. En alhoewel die disippels dit gedink het, dis onnodig, het hulle nie geweet dat sy eintlik besig was om hom voor te berei vir die kruisiging wat op hom sou wag nie. So sy het vooraf hom voorberei op dit wat op hom sou wag. Mag God ons help, Tissie, mag die Here ons genade gee, man, dat ons vandag sal sit en net dink aan wat hy vir ons beteken het op Golgotha. En net dink wat hy vir ons nog elke dag beteken. En wanneer ons na die huis van die Here toe gaan, dat ons dit sal doen uit dankbaarheid, sonder om te murmureer. Wanneer ons na die dinge van die Here toe gaan, man, dat ons beste sal gee, soos daai sondares, en dat die Here daardeur geloof en geprys word. En Rukus moet nooit toelaat dat mense jou oordeel op jou verlede nie. Die vrou was 'n sondares, sy is nie meer een nie, want die Here het 'n volbragte werk gedoen. Mense gaan altyd coach, mense gaan altyd jou verlede voor jou hou. Hulle gaan jou verlede vir jou gooi, want hulle wil nie besef dat die Here 'n verandering in jou lewe gedoen het nie. Maar ek is so bly dat jy weet, man, hier in jou hart, dat jy nie meer dieselfde is nie, dat jy nou 'n kind van die Here was. En die Bybel sê die ou dinge het verbygegaan en jy is nou 'n nuwe mens. Die Here seën sy woord. Kom ons bid net saam. Here, ons kom na U toe, omdat ons opnuut besef hoe wonderlik U die Here is. Ons kom na U toe, Here, omdat ons opnuut besef hoe kosbaar ons is in U oë. Here, U het vir ons 'n duur prys betaal, nie met lammers nie,
maar met die bloed van die Seun Jesus, Here. En ons kom met dankbaarheid, my God, en sê vir U, Here, ons is so bly dat U ons sondes kon wegneem, dat U die prys betaal het. Here, maar ons kom ook vanoggend, Here, en ons dink aan daai vrou, Here, en ons besef dat ons ook uit dankbaarheid vir U moet gee, Here. Help ons om ook ons beste vir U voor te sit, Here, en ons gaan U loof en prys in Jesus naam. Amen.